Halleluja. Vader, baie dankie dat ons voor U kan kom buig, voor U troon kan kom buig en vir U kan kom sê baie dankie vir die geleentheid wat ons as 'n gemeente het om vandag ook saam te kan vergader, om U te loof en te prys en dat U woord ook vanmôre in ons harte geskrywe word, Here, dat die woord vanmôre ons inspireer en dat die woord ons bekragtig en versterk in Jesus naam. Dankie dat die seën op U woord is, dat hierdie woord gelouter is oor duisende jare, Here, is hierdie woord gelouter en dit is dit doen waartoe U dit stuur in Jesus naam. Amen. You may be seated. Baie welkom. Het is 'n voorreg om vanoggend hier te wees. Het is 'n voorreg om die Here te prys en hom te loof en te eer en aan hom die aanbidding te gee. Want hy is waardig. Nee, hy is waardig om te ontvang die lof, die eer en die aanbidding. Hy is waardig. Ek het nou vanoggend gehoor, terwyl Annie praat sy oor die engele wat hier so is. Wat onsigbaar is, maar wat teenwoordig is. The angels of God encamping this place. Amen. As jy daar so lank toe, daar is 'n engel daar so vanmôre. Amen. En my woord vanoggend, die woord wat ek graag met u wil deel vanmôre, dit gaan oor die engele en die teenwoordigheid van die Here. Amen. En wat 'n situasie jy ook mag wees, waar jy ook al is en waar jy ook al vandag in jou omstandighede is, moet jy verseker weet dat die Here gee om vir jou. Amen. 2 Kings 2 Konings, bladsy 371 in my Bybel. Vanaf vers 8. Hoofstuk 6. Hoofstuk 6 vanaf vers 8. Die opskrif daar is Elisa laat die yster drywe. Die Arameërs word verblind. Nou ek wil praat oor die Arameërs. Elisa het in die plek van Elia profeet geraak. Hy was in Elia se profetiese skool. Elia het hom geskool in die profetiese bediening, want die Here het vir Elia gesê, jy moet vir Elisa salf as profeet in jou plek. And every time that God anoints somebody, He anoint him with a special anointing. Elia het 7 groot wonderwerke in sy leeftyd gedoen. Elisa het 14 groot wonderwerke in sy leeftyd gedoen. Hy het 'n dubbele salwing van die salwing van Elia gehad. Die laaste groot wonderwerk is toe hulle Elisa begrawe en terwyl hulle besig is met die begrafnis. Hallo. So, as daar kom daar rowers om hulle aan te val, toe gooi hulle die liggaam van Elisa daar in die graf in. Of van die persoon in Elisa se graf. En toe daai persoon se liggaam in aanraking kom met die beendere van Elisa, het hy lewend geword. So there's anointing in you. Die apostels het net lappies gevat, of wanneer hulle skade weer op iemand geval het daai persoon gesond geword. Of hulle het 'n kledingstuk gevat, as dit net daai kledingstuk
there's anointing in your ministry. There's anointing in the clothes that you wear. Daar's 'n salwing op in jou teenwoordigheid. Wanneer jy in iemand se teenwoordigheid kom, daar's 'n salwing, daar's 'n teenwoordigheid van die Here. There's an anointing, there's a special anointing that God gives unto His children. And we must live according to the anointing and to the calling that God entrusted in us. Wat hy ons mee toevertrou het. Die ou mense het gepraat van toebetrou het. Hy het ons daarmee toebetrou. Hy het dit aan ons gegee, and we must, it's a special anointing, and ons moet dit koester. Amen. 2 Kings chapter 6 from verse 8 vanaf vers 8, 2 Konings, die 6de hoofstuk vanaf vers 8. En terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal my leer staan. Hulle het oorlogvoering beplan, hulle het 'n oorlogstrategie gehad. Die koning van Aram het 'n oorlogstrategie gehad om te sê, dit en dit gaan ons doen, ons gaan daar wees en ons gaan dit doen. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op dat u nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af. Daarop het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek en waarvoor hy hom gewaarsku het. En hy was daar op sy hoede, nie net eenmaal nie, maar eenmaal of tweemaal nie. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig. En hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee, wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? En een van die dienaars antwoord, nee, my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. Wow. Amen. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. So het hy dan daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur. En hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroegoggend opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? En hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle, dit is die weg en dit is nie die weg en dit is nie die stad nie. Volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei.
En by hulle aankoms in Samaria, sê Elisa, Here, open hulle oë dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen dat hulle kon sien, en daar was hulle binne in Samaria. En die koning van Israel sê vir Elisa toe hy hulle sien, moet ek verslaan my vader? Maar hy antwoord, u mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan die wat u met u swaard en u boog as gevangenes weggevoer het? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle Heer toe trek. En hy het vir hulle 'n groot maaltyd berei. En nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan. En hulle het na hulle Heer getrek. En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie. Amen. Ons sien dat Elisa, die manne terwyl hulle die Arameërs oorlog voer en in oorlog is met Israel, was dit elke keer Elisa, die profeet wat vir die koning van Israel gesê het, dit is wat die Arameërs beplan, en dit is die lokvalle wat hulle vir jou stel, en moenie daar, en nie net een keer nie, maar nie, en ook nie net 2 keer nie, maar dit het baie keer gebeur. En die koning het onrustig, van die Arameërs het onrustig geraak, want hoe is dit moontlik? Ons beplan hierdie saak hierso, maar elke keer as ons die laar opslaan, dan weet die koning van Israel van ons bedrywighede. So daar moet 'n spy hier wees. There must be a spy in our midst. Daar moet 'n verklikker wees. Iemand wat vir Israel is. Dit is, in die politiek werk het ook so. Daar is altyd iemand wat 'n ding of twee doen. Hallo kerk. Ek het met jou gepraat van jare terug. En die man hom gehuur, wanneer daar vergaderings is, net om die vergaderings die mekaar te gaan krap. So, die koning van Aram het gedink, dat daar is iewers, is daar, en nie die manne, die vegters en die soldate nie, maar hier in die binnekring, daar waar hulle die beplanning doen, is daar iemand wat die saak aan die koning van Israel oordra. En hy sê, gee my toch te kenne, sê net vir my, hy weet wat hy met die man sal doen. Toe sê een van die bevelvoerders, sê maar die generaal of die luitenant of 'n hoë man, hy sê, maar nee my heer, maar daar is in Israel, is daar 'n profeet. Wat aan die koning van Israel te kenne gee, wat u in die slaapkamer praat. Toe begin die koning van Israel en hy sê maar, van die Arameërs en hy sê maar, laat ons hierdie, waar is, ek vind uit waar die man is. Julle moet toch vir my vind net uit waar hy, en het seker spies uitgestuur, en verkenners uitgestuur, gaan soek, waar is hierdie, maar gaan doen navraag, waar, toe vind hulle uit, hy is in Dothan. 'n dorpie so tussen die berge geleë. En toe hulle daar kom, toe besluit hulle maar, hulle stuur waans en perde en strijdwaans en hulle omsingel die stad. Terwyl die man van God, die profeet aan die slaap is, hy en sy dienaar, ek wonder die dienaar hier in die môre ure, want die Bybel sê dat toe die dienaar vroegoggend wakker skrik en uitgaan, toe is die stad omsingel. When you wake up in the morning, en ek wonder of dit nie die strijdwaans en die perde se gerinnik, en jy weet, dit is 'n hele gewoel daar rondom nie. Hulle omsingel die stad in die middel van die nag. En toe die dienaar uitgaan,
Toe besef hy en hy so om hom kyk, toe sien hy, maar die berge hier rondom die heuwels is vol van strydwaans. Hy gaan in, hy sê, my Heer, daar's moeilikheid hier buite. Geen nie om, ons is in die moeilikheid hier so. Iemand lê rustig, lê en slaap. Want hy weet dat die Here is vir hom. In jou moeilikste situasie, in jou moeilikste omstandighede, is die Here daar om vir jou kalmte te gee. En in daai stryd, in daai, toe hulle daar, ek dink daai man was baie benoud. Want die mense in die stad self, in die dorpie self ook, in die stad self, sê maar kom ons sê, dis 'n plek soos hier, maar die berge is seker nog nader aan mekaar gewees, en die heuwels. En Elisa sê, moenie bekommerd wees nie, want hulle wat vir ons is meer as hulle wat nou hier teen ons optrek. En die dienaar sê, nee, meneer, hulle het nou net van 'n wonderwerk afgekom, waar die manne, die profete seuns, gaan pale kap het by die Jordaan, om vir hulle groter plek te bou, en die man se byl in die water geval en gesê, my Heer, dis nogal geleen ook, ek het nogal die byl geleen by iemand. En Elisa het 'n stok gevat en het net daarna toe gegooi. En hier kom die byl, en dit is byna 'n swaar ding. Hier dryf 'n stuk yster weer op die water. Halleluja. Ek sien nou, die manne het 'n ander triek wat hulle doen as hy byl, ek wil die manne op die plaas met houtkap. As hy dan gaan ons aan mekaar baie keer los, en dan moet jy goed daar in kap. Nou kap die manne 2 spykers in. En dan draai hulle om 'n draad in die agterkant waar hy deur die byl gaan. As die byl nou so is, dan kan hulle hom daar so en dan draai hy kan nie uitglip nie. Hy moet net aan vorentoe is die steel dikker. En Elisa bid tot die Here en hy sê, Here, open sy oë dat hy kan sien. Maak net sy oë oop dat hy kan sien, want sy geestesoog is toe. Hy sien met sy fisiese oog, maar sy geestesoog is toe. Hy kan nie sien nie. Hy sê, Here, maak sy oë oop, sodat hy kan sien. En toe die dienaar kan sien, toe sy geestesoog open, toe sy geestesoog oopmaak, toe sien hy waans van vuur en perde van vuur wat rondom hulle is. Ek sien ek wonder dat hy selfe waans van vuur en perde van vuur was, wat Elia in die hemel opgeneem het. It's fire. Wanneer die Here antwoord, dan antwoord hy met vuur en met krag. I must trust God. Ek moet die Here vertrou in my situasie en in my omstandighede. As ek in 'n omstandigheid is, moet ek die Here vertrou. I must put my trust in Him. Ek kan nie op die arm van vlees vertrou nie. Ek wonder of die diensknegt en die servant, of hy nie gevoel het, maar Elisa moet nou sommer bid dat die Here die manne, daai waans van vuur en perde van vuur, kan ons hierdie leermag oorwin. Maar Elisa bid en hy sê, Here, slaan hierdie manne met blindheid. Hulle staan reg voor die man wat hulle wil kom haal. Dat hy by die koning van Aram kan kom en dat daai koning hom daar kan teregstel. Hier is die man blind en hy vat, ek sien hier in my geestesoog en ek sien hy vat die hoofman, die generaal, die adjudant vat hy aan sy hand en hy sê, dit is nie die plekkie, dit is nie die pad wat jy moet loop nie. Dis nie die weg, kom ek vat jou na die stad toe waar jy moet wees. Die man wat jy soek is daar. En hy vat
Hierdie leer, en soos wat hulle nou seker stap met al hulle goedes, vat hulle seker hande en hulle loop maar hier waar die manne loop hier voor, jy hoor mos aan, die manne praat hier voor. En hy vat hulle na Samaria, na die koning van Israel. En toe die manne daar so hulle, hy sê, Here, open hulle oë, maak oop hulle oë, laat hulle kan sien. En toe hulle kan sien, toe is hulle in die stad, midde in die stad, in die teenwoordigheid van die koning van Israel. En die koning van Israel van, hy vra vir die profeet, kan ek maar verslaan, kan ek maar doodmaak? Hy sê, nee, geef vir die manne kos, hulle kom 'n lang pad. Imagine, die profeet sê vir jou, jy moet vir jou vyand kos gee hom kos, laat hy kan weer teruggaan, laat hy in die lewe kan bly. Imagine, jy is so kwaad vir iemand, en jou vrou sê, nee, gee vir die man kos. En dis hoe die Here werk. En die Bybel sê, dat Israel het in daai tyd gerus. Daar was die Arameërs, hulle bendes het nie meer gekom om die manne te beroof en hulle saailinge en hulle vrugte te kom steel. Daar was vrede, want hulle het ewe skielik besef, die koning van Aram het ook besef, maar sy soldate kon dood gewees het. Sy strydwaans kon gevat gewees het. Dat sy leermag kon uitgewis gewees het. Laat ons maar die vrede vat met hierdie mense. Put your trust in God. And He will supply to your needs. Ja, dit kon so anders gewees het. Elisa praat oor die blindheid. Hy elke keer met sy diensknegt het hy ook gepraat en gesê, Here, open sy oë dat hy kan sien. Toe sê Here, slaan hierdie manne met blindheid. En toe sê hy, toe in Samaria kom, toe sê, Here, nou moet hierdie manne sy oë weer oopmaak, dat hulle kan sien waar hulle is. Hulle moet ons goedheid kan sien. Hulle moet ons kan sien dat ons nie hulle vyande is en dat ons eintlik vir hulle goedgesind is. Bereid, die Bybel sê dat hulle vir die manne 'n groot maaltyd bedien. Ja, sy was seker skaap geslag en bok geslag en die vetgemaakte kalf was daar geslag en alles was vir hulle toeberei. Hulle kon net aansit. Recognize your blind spots. Yes. Ja. Sien jou blinde spots, nee. As jy die lorry drywers, nee, hulle gaan uitpas, dan moet hulle, ek reis saam met 'n ou, daar op die N1, ek kan nie onthou, dan ry die man hier op die N1 daar van uit Kaapstad Bellville toe. Dan ry hy man en sê blind spot, check. As hy nou van baan wil verwissel, blind spot, check. So check your blind spots. Kyk wat in jou blind spot aangaan. Die een ouwe lorry drywer nou sê, daai spieël, hy sê daai spieël, lorry is met sulke groot spieëls, nie? Daai een spieël is af en 'n ander een vang die agterste tyre en daar waar hy sit, is hy heeltemal in beheer van elke blind spot. Recognize your blind spot. Jy moet jou blind spot kan sien. Remember the unseen. Hulle wie vir ons is meer as hulle wat teen ons is. We must know that, ons moet dit weet en ons moet fokus op God. Amen. Moenie fokus op jou situasie en op jou omstandighede nie. Moenie fokus op jou tekorte nie.
moenie fokus op jou teleurstellings nie, maar fokus op God. Fokus, ek het vrede. Toe ek verlede week hoor, maar ek moet, die saak is nie my saak nie, dit is God se saak. Ek het vrede, en nou hoor ek vanmôre, ek moet fokus op God. Ek moet nie fokus op die dinge, wat, die moment toe amen, die moment toe die diensknegt op God fokus, toe sy geestesoog geopen is, en hy sien maar, hulle wie vir ons is, dis waans van vuur, en perde van vuur, toe hy ook vrede in sy hart, en hy weet, okay, God is in beheer, God is in beheer, sê vir jouself, God is in beheer, ek moet fokus op die Here, I must focus on God, He is in control, He is in control. God is in control. En ek moet bid, ek gaan klaarmaak, julle kan vandag vroeg huis toe gaan. Ek moet bid dat die Here my geestesoog moet open. Dat ek in die gees kan sien. That my spiritual eyes will open. My spiritual sight. Dit wat, nou, die diensknegt Elisa het by die Here gehoor, in sy slaap by die Here met hom gepraat. God speaks to you, hy praat met jou in jou slaap. Hy sê vir jou in jou slaap, wat hou die toekoms in. Ek moet net hoor, my spiritual sight, dit moet geopen word. God must open my spiritual sight. Die Heilige Gees moet my geestesoog oopmaak. En baie keer wanneer ek my geestesoog, ek ignoreer dit baie keer. When God speaks to me, I ignore what He says. Ek dink amper, dit is nou maar my eie goedjies wat ek maak. En dis baie keer is dit die Here wat met ons praat. En te sê, vir my daai plek, moenie daar gaan nie, want daar is vir jou 'n lokval gestel. Amen. Be on your guard. Wees op jou hoede. Ek moet op my hoede wees, because God want to open my spiritual sight, so that I can see, and I must rest in His presence. Ek moet kom vrede kry en ek maak klaar. I must rest in His. Wanneer die Here, wanneer ek weet God is in beheer, wanneer ek weet ek fokus op Hom, en dan het ek vrede. I got peace of mind. I got peace like a river. I got joy like a river, and peace like, hoe gaan hy lied? Joy like a fountain and peace like a river. Kyk, die fonteine uit die berge uit, as hulle by mekaar kom, al die fonteine raak 'n rivier. And when we have peace of mind, wanneer ons hierso kom, al is die storms ook hoe, al voel jy ook hoe, wanneer ons hier by mekaar kom, raak dit nie net, dan is dit nie net 'n fonteintjie nie, dan is dit 'n rivier van wat lewe gee en lewe bied. Because God is in control. He gives me peace. Hy gee vir my die vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. He gives me peace, peace, peace. En as ek daai vrede het, dan kan ek sing, I got joy like a river, I got peace like a peace like a river in my soul, like a fountain, joy like a fountain in my soul. Dan moet joy hier binne kan wees. Dan moet joy, wanneer ek vrede het, het ek joy. En wanneer ek joy het, draag die vrug van die Gees.
Amen. Want saam met die vrug van die Gees, saam met die joy, gaan daar liefde, goedheid en selfbeheersing en al daai vrugte. Lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid. Dan het die vrug van die vlees nie 'n uitwerking op my lewe nie. I got peace, vrede, when I focus on God, wanneer ek op God fokus, maak nie saak watter omstandighede daar is nie. Maak nie saak hoe die omstandighede rondom my is nie. Ek het vrede, want ek weet God is in beheer. En ek weet, hulle wat vir my is meer as hulle die in die wêreld is. Amen. Vader, dankie vir u vrede. Dankie dat u ons vanmôre by 'n plek bring waar u ons geestesoë oopmaak. Ons vra dat u vanmôre ons geestesoë oopmaak om te kan sien hulle wie vir ons is meer as hulle wat in die wêreld is meer as hulle wie teen ons is. Those who are for us are exceedingly more than those who are against us. And we got peace, Lord. We got peace, and we focus on you today. That you will sustain us, and that you will help us. Dat u ons sal help, en dat u ons die vrede sal gee, wat alle verstand te bowe gaan. In Christus Jesus, onze Here. Amen. Amen. God bless you, and he keep you, and he makes his face shine upon you, and he give you his peace. Amen. Amen. Ek het die seun klaar uitgespreek, ek weet nie waar dit nou vandag gekom het, but God is Amen. Amen. He makes his face shine upon you. Amen. Amen. Hallelujah. God is good. Kom ons staan. Christus, kom staan hier by my. Zeker, staan hier, vat Buddha staan. Kan ik hem staan zo nader? Vat aan die pastoor staan. Howard, can you come closer? Ga jy vir ons bid? Jy vir ons bid? As jy wil, ja. Howard, he's like a pillar. Receive our his blessings. The Lord bless us and keep us. The Lord make his face shine upon us, and the Lord is gracious unto us. The Lord lift up his countenance upon us, and he give us perfect peace. In Jesus' name, amen. Amen.